Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Hartlik welkom by 'n nuwe episode van Familiewyse Welvaart. Ek het vir Karen by my. Karen, waaroor gaan dit as ons praat oor familiewyse welvaart? Dit gaan nou oor hoe families op 'n wyse manier met hulle welvaart werk. Ja, tipies bou families hierdie welvaart uit familie ondernemings, familiebesighede. So ons gesels ook in daai konteks tipies daaroor. Goed, Karen is 'n sielkundige beraader, meestersgraad in teologie, honeursgraad in sielkunde. En ons gaan vandag definitief swaar steun, veral in die eerste helfte van ons episode, op haar insigte en haar kennis daar. Ek self kom uit welvaartbestuur, en in die tweede helfte van die episode gaan ons 'n bietjie kyk wat ons moontlik oor 'n tegniek, wat Karen ons gaan bekendstel, hoe ons dit miskien in die spasie van welvaart kan toepas. Maar in episode 105, waaroor het ons daar gepraat? Oor hoe ons goue reëls skryf vir ons vergaderings in ons familieonderneming. Ja, goeie reëls, né? Ja. Nie goue reëls nie, goeie reëls. Goeie reëls. Okay, 'n goue reël is 'n goeie goue reël. Okay, alright, dit maak vir my sin. In vandag se episode 106, gaan dit daaroor hoe families hulle stories kan deel, maar dan daai stories kan gebruik om beter besluite in hulle onderneming te maak. So, ek gaan eers vir Karen kans gee om die spesifieke tegniek wat sy dan baie keer in terapie gebruik, hierso met ons te deel, voor ons aangaan en moontlik 'n welvaartstoepassing daarvan maak. So, gesels gerus met ons. Ja, in terapie gebruik ek TIR wat nou weer 'n trauma tegniek is, maar dit Okay, TIR, waarvoor staan Traumatic dit? Incident Reduction staan dit. Okay, Traumatic Incident Reduction, ja, maar dis ook waar jy nie altyd net 'n wil ek amper sê 'n trauma insident kan vat nie, maar waar jy 'n negatiewe deel van jou storie kan vat en jy begin hom op 'n positiewe manier vertel. Okay. So jy begin jou indink positief, né? So kom ons sê, doen jy tipies as daar iets slegs met my gebeur het, maar nou gebruik ek daai slegte ervaring en ek gaan kyk terug na daai slegte storie en ek skryf daai storie amper oor met 'n positiewe einde. Met 'n positiewe einde. So dit is en jy bedink die storie positief. So in plaas daarvan om net die negatiewe oor en oor en oor te vertel, né? Dink jy om positief en jy begin om positief vertel. So jy begin 'n positiewe uitkoms kry. Okay. En wat baie keer dan met dit gebeur is, dit verminder die lading wat binne in jou is oor die negatiewe storie. En dit begin nuwe breinbane bou en jy begin positief oor dit begin dink en jy begin 'n positiewe rigting inslaan daarop. Ek gaan 'n praktiese voorbeeld of moontlik vat. Een wat ek sommer nou opmaak. So kom ons sê ek's 'n jong persoon, 18 jaar oud. Ek het nou matriek geskryf, maar om een of ander rede het dit in van my belangrike vakke vir 'n loopbaanrigting van my nie so goed gegaan nie. Ek het nie lekker, kom ons sê, wiskunde, wetenskap of biologie geskryf nie, en ek wil in 'n mediese rigting wil ek gaan leer. Nou het ek aansoek gedoen vir keuring op 'n klomp plekke. Hier laat Desember, vroeg Januarie kom my punte uit en ek wou argumente onthaalwe 'n veearts of 'n dokter geword het. Ek kan dit nie word nie. Ek het keuring gekry om 'n mediese tegnoloog te word. Okay. En hierdie is vir my ongelooflik traumaties. Het my familie die verwagting gehad dat ek nou 'n dokter moet word. Gedink ek gaan keuring kry, ek het nie. En soveel so dat ek angs begin beleef. Ek voel in 'n mate moontlik depressief. En nou eindig die familie voel nee, Karen, jy moet help. Hoe sal jy hierdie tegniek in daai situasie byvoorbeeld gebruik? Goed, ek sal nou eers gaan werk met die angs en die goed op 'n TIR manier in 'n ander vorm. Okay. Maar dan sal ek, na ek dit gedoen het, dan sal ek vir die persoon sê, goed, kom ons vat nou jou situasie. Jou lading is nou verminder, jou angs is nou bietjie beter. Jy voel goed raak vir jou ligter. Kom ons dink nou in. As jy nou vir hierdie mediese tegnoloog of wat ook al gaan studeer, hoe sal dit lyk as jy 'n
positiewe loopbaan daarin volg. Hoe gaan dit vir jou lyk? Dink vir jou 10 jaar vorentoe. Hoe kan so iets vir jou uitspeel as jy daai beroep suksesvol gaan doen? So dan moet begin die persoon daarop praat en hy begin sien maar hy kan ook daar uit goeie inkomste maak. Hy kan ook, jy weet, miskien verder goeie spesialis rigtings daarin gaan studeer. Of na 3 jaar suksesvol wees in die kursus en dan aansoek doen vir medies. Vir medies. En moontlik afslag kry op van. Hy kan dit doen. So daar hy begin die storie positief sien. In sy brein begin hy positiewe bane vorm en dit maak dat hy meer positiewe uitkyk het. En so kan jy allerlei ander stories in jou familie meevat en meewerk. Okay. Ja, en hierdie is nou meer op die vlak van 'n individu en ons hier sê. Maar jy kan nie net gaan na die positiewe gaan kyk as die persoon nou geestesgesondheid uitdagings soos depressie en angs het wat jy moet eers met dit werk en dan doen jy hierdie gedeelte. Nou ja, dit is wonderlik. Nou ek gaan wat ons nou hier van Karen geleer het, gaan ek nou bietjie na ons handelsflitsbreek probeer in 'n welvaart omgewing toepas. Goed, dankie aan RGG wat hierdie fonds moontlik maak. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RIG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG. Wysheid vir ware welvaart. Ja, ons is terug van ons handelsflitsbreek, Karen, waaroor gesels ons in episode 106. Deel familiestories en maak beter besluite in jou besigheid. Goed. As jy die eerste deel gemis het, Karen het vir ons goeie voorbeelde uit terapie gedeel, maar ons wil in die tweede deel van hierdie episode van ons 'n bietjie gesels oor hoe kan ons hierdie moontlik van toepassing maak, meer in 'n konteks van beplanning en kom ons sê welvaartbeplanning. Goed, so as ouers, kom ons sê maar dis wel of Amerikaanse familie, die ouers se oudag en aftrede is veilig. Hulle het 'n, kom ons sê 'n bedrag van R100 miljoen wat hulle 'n deel daarvan nou vir hulle kinders wil gee en 'n deel daarvan mee wil vrygewig wees, filantropies mee wees. So kom ons sê die wisselkoers is R20 teen 'n dollar en hierdie $5 miljoen is dan nou R100 miljoen. Die ouers hulle gaan gee $2 miljoen vir van hulle filantropiese organisasies, $1 miljoen vir die een. Kom ons sê dis vir 'n dierewelvaartsorganisasie soos die SPCA en 'n ander $1 miljoen vir kankernavorsing, net as 2 voorbeelde. Nou is die $3 miljoen oor en hulle besluit hulle gaan vir elkeen van hulle 3 volwasse kinders, kom ons sê die kinders is 38, 40 en 42, gaan hulle elkeen $1 miljoen gee. Maar hierdie kinders se persoonlikhede verskil baie. Al wat die ouers hier wil sien gebeur is, hulle wil sien dat die kinders hierdie geld eendag in hulle eie ou dag, as hulle sê ouer as 60 of 70 is, moet hulle hierdie geld kan gebruik om hulle eie aftrede mee aan te vul, en die ouers wil ook hê, die kinders moet op dieselfde manier eendag vrygewig wees met van hierdie geld soos wat die ouers nou vrygewig was. So is maar net die ouers se ou dag was veilig, hulle wil seker maak behalwe die kinders se eie aftreevoorsiening moet hulle ou dag meer veilig kan maak, maar hulle wil ook hê die kinders moenie net vir hulle self leef nie, maar moet ook filantropies leef. Goed, nou hier is die persoonlikhede van die 3 kinders, hulle geldpersoonlikhede. Die een is 'n saver, ek gaan nou maar die Engelse taal hier gebruik. Die ander een is 'n spender en die ander een is 'n risk taker. Goed, so wat die saver hier gaan doen het, kom ons sê nou maar dis 'n hy het alles gaan bymekaar maak, super veilig in banke gaan belê. Hy het $100,000 in elke bank gaan belê want hy's bang een van hierdie banke gaan bankrot en hy het net op rentedraende instrumente belê wat uiteraard nie inflasie kan uitpresteer nie. So is spreekwoordelik 'n baie veilige roete gegaan. En dan gee jy so klein bietjie van die geld van die renteverdienste aan die einde van die jaar gee jy dalk nou ook vir kankernavorsing. Die spender het hierdie geld gaan vat en vir hom 'n duur sportskar gaan koop en op luukse vakansies, op seiljagte gegaan en alles, en voor hy sy oë kon uitvee, is helfte van die geld weg
en dan besef hy, jene nee, hierso is dalk 'n moeilikheid, maar jong, daar's nou al klaar weer 'n versoeking om, perde te gaan speel, en ek weet nie wat alles nie, so, hy het hierdie geld nou al vir 'n paar jaar, maar hy het nog nie eintlik regtig daarby uitgekom om vrygewig te wees nie. Die risikonemer het hierdie geld gaan vat en besluit, maar luister, ek gaan nou woeker hiermee. Maar het net 'n paar baie hoë risiko, kom ons sê tegnologie maatskappye in gaan belê. Een van die maatskappye doen vandag nog baie goed, maar al die ander maatskappye is onderdeur en hy het sy kapitaal gemors. En hierdie maatskappye betaal nog nie dividende nie, so hy kon nog nie enige iets vir, kom ons sê, vir weldadigheids- of liefdadigheidsorganisasies gee nie. So, die ouers het 'n sekere verwagting gehad van wat hulle wou gehad het hier moontlik moet gebeur, maar hulle wou nie aan hulle kinders voorskryf wat die kinders moes doen nie. Maar die ouers ken ook die kinders. So, as hierdie ouers hulle self in die toekoms gesit het, soos wat hulle kinders ken, moes hulle gesê het, maar hulle moes moontlik 'n bietjie 'n raamwerk vir elkeen van hierdie kinders gegee het, wat hierdie kinders 'n beter kans op sukses sou gegee het. So, die syferse geld kon hulle maar net vir hom gegee het, want hy gaan dit nie mors nie, maar hulle moes 'n manier gekry het om hierdie persoon aan te moedig, ten minste om net 'n bietjie meer risiko te vat en die kapitaal te groei. Die spender se geld moes hulle in 'n trust gesit het, dat hy self nie mal besluite rondom dit kon neem nie, maar dat daar 'n trustee was wat namens hom kon besluit. Die risk-taker moes hulle heel waarskynlik gesê het, maar jy kan van hierdie van hierdie $1 miljoen, kan jy net $100,000 in hoë risikobelegging sit. Die ander moet daarom ten minste in kom ons sê, in groter gevestigde maatskappye of fondse of so wees. Maar as die ouers hulle self nou amper in die skoene van hierdie kinders gesit het, voor hulle vir hulle die geld gegee het, kon hulle eintlik na elke kind se situasie gaan kyk het en gesê het, maar luister, ons het 'n groter kans op sukses, storm presies aan die kinders voor te skryf. Hulle het nog steeds 'n groot mate van vryheid, maar dat jy ten minste net hou by die beginsels van, dat daar moet daarom in die kinders se ou dag van hierdie kapitaal nog oorwees, om hulle aftrede te help beveilig, maar jy wil ook net seker maak, hulle kry die boodskap dat hulle nie net vir hulle self leef nie, maar dat hulle van die wêreld 'n beter plek moet maak. So, ek weet nie, Karen, of hierdie voorbeeld vir jou in 'n finansiële konteks sin maak nie. Dit maak, ek sou ook sê, in so 'n geval is dit ook baie belangrik dat ouers voor die tyd moes seker gemaak het dat hulle kinders weet al van 'n baie jong stadium af wat hulle familiewaardes is, dat wat die ouers, hoe die ouers met die geld gewerk het, wat het hulle miskien vir liefdadigheid of filantropies of wat ook al gegee, moet hulle geld laat groei, hulle moet daai goed deel gemaak het van kinders se lewens en hulle al voorberei het voor hulle die geld vir hulle gee. En op 'n tyd, wanneer 'n kind dalk 18 is of so, sê vir hom, jy weet, as jy dan nou soveel miljoene rand kry, hoe dink jy, gaan jy in die toekoms met daai geld werk? Vertel bietjie van ma en pa, hoe gaan hierdie pad vorentoe wees met hierdie geld? Want dis presies die storie wat jy vooruitbou. Dis presies die goed wat jy begin in die persoon se kop vir hom sit, dat hy weet, dit is die mylpale wat hy moet gaan doen. So ek dink dit kan baie positief werk. Ja, en ek dink, jy weet, terwyl jy dit noem, dink ek aan nog iets. Jy kan dalk 'n basiese vorm van beleggingsopvoeding net na die kinders toe gee. So ons het in ons besigheid RGG adviesdienste, het ons 5 kort kursusse, en ons het hierdie goed gaan vernoem na die Big 5. So daar's 'n olifant kursus, 'n renoster kursus, 'n buffel kursus, 'n leeu en 'n luiperd kursus, soos amper, en ons het legkaartstukke hier aan gaan koppel, amper soos 'n speletjie. So as jy die 5 kursusse gekyk het en jy maak die 5 legkaartstukke bymekaar, en dan kry jy bepaalde uitkoms, jy kry sertifikaat, jy weet daai hele ding. So ouers kom miskien nie vir die kinders gesê het, gaan doen so 'n kursus, dat jy ten minste net behoorlik opgevoed is, jy weet, as 'n belegger, en dan is jou kans op sukses moontlik. En die oomblik as jy opvoeding kry, dan begin jy anders dink daaroor, dan begin jy positief dink, jou storie verander oor hoe jy met geld gaan werk. So ek dink dit gaan hand aan hand met mekaar. Ja, nee. Fantasties. So,
In ons volgende episode, in episode 107, Karen, waaroor praat ons daar met ons kykers en ons luisteraars? Maak besluitneming in jou familiebesigheid meer demokraties. Okay. So dink 'n bietjie aan demokrasie en dan gesels ons vir 2 weke verder daaroor. Goed, so dankie vir julle ondersteuning met tot die program. Deel hierdie gerus met vriende as jy vir julle enige waarde in is. Jy kan ook inteken op die YouTube kanaal en dan kry jy selfs die potgooi kanale. Dan kry jy kennis van hierdie volgende episode beskikbaar is. Besoek gerus ook ons webwerf by rig.ac, ook ons skool van wysheid vir welvaart op ons webwerf. Waar kan mense ons e-pos? By info@rig.ac. Goed. En dan ons webwerf adres soos ons gesê het, rig.ac. Hier's 'n QR-kode op die skerm as jy na die YouTube video kyk. Jy kan gerus dit met jou slimfoon inskandeer. En ja, dit vat jou na 'n mikro site toe waar al ons werk oor familiewyse welvaart van die afgelope paar jaar, YouTube uitsendings, televisie uitsendings, artikels beskikbaar is. So moenie daai mis nie, gaan loer gerus daarna. Goed, dankie Karen vir jou insette, dat ons bietjie van jou kon leer uit die sielkunde uit en kon waag om dit ook in die veld van welvaartbestuur, familiebesigheidsbeplanning te kan toepas. Tot volgende keer, mooi loop. Totsiens. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie, wyse, welvaart.